vandag se episode gesels ons oor unlabeling, hoe om ontslae te raak van dit wat die wêreld van jou verwag en regtig om te fokus op wie jy is as alles stripped down is. Ons gesels oor burn-out, ons gesels om weer op te staan, ons gesels oor die mense in jou lewe wat jy nodig het om jou te ondersteun om weer op te staan. Ons gesels oor die definisie van sukses en wat dit vir jou beteken in die verskillende fases van jou lewe, dat dit nooit te laat is om te rebuild nie. In vandag se episode gesels ek met 'n vrou wat klomp verskillende hoedens dra. Sy was op covers van magazines, van Mevrou Vrystaat tot 'n semifinalis in Mevrou Suid-Afrika. Sy het 2 ongelooflike suksesvolle besighede. Sy is 'n model. Sy het 'n CV wat van niks skrik nie. Maar die grootste ding is dat hierdie vrou gutsy is. Martinique, baie welkom by die She's Gutsy podcast. Ek kan nie glo jy is hier nie. Ek kan nie glo nou al hierdie jare het ons uiteindelik die geleentheid om net te sit, te gesels en dieper in jou storie in te gaan nie. Dis vir my so lekker om jou te hê. So welkom by die She's Gutsy podcast. Dankie Julie, dankie dat jy my het. Ek meen, you finally did it. En Ja. ek is so trots op jou. En Dankie. dit is my eer om hier te kan sit en saam met jou te gesels. Lekker. Okay, so ek wil sommer dadelik inspring want ons het so baie wat ons wil cover. Jy dra so baie verskillende hoedens as dit kom by besigheid, as dit kom by jou modeling career, as dit kom by letterlik die 2 besighede wat jy het en ek weet eers wat nog nie en dan ook die vele projekte wat jy aanpak. Jy is so 'n veelsidige vrou en jy het al soveel verskillende goed aangepak, maar ek dink die tendens wat ek sien is jy doen alles in excellence en dit is vir my 'n absolute voorbeeld ek dink vir enige vrou om na te streef van jy vat 'n projek aan en jy vat enige passie aan en jy sê ek gaan my alles gee en I'm not gonna half-ass it. Ek gaan voluit in dit ingaan en dit is vir my so cool. Maar daar moes 'n klein jong Martinique op 'n tyd gewees het voor al hierdie, voor die glitz en die glam en die magazine covers. So kom ons gaan terug. Jy's 'n bloemmeisie. Hulle sê Bloemfontein se meisies is die mooiste en mense kan sien dit is waar. Vat my terug na jong Martinique. Hoe het jou kinderjare gelyk? Oh my word, ek dink ek het 'n baie lekker kinderjare gehad. Ek is gebore in Welkom. Okay. Kyk, my man joke altyd so met Tokyo Drift, want ek hou nog so klein bietjie van spoed, so Ja. daar kom jy Welkom uit. Jammer. Maar ek is gebore in Welkom en toe op 2 het ek en my ma en pa Bloemfontein toe getrek. Okay. En dit is waar ek groot geword het. Ek het 'n jonger sussie, sy is so 4 jaar jonger as ek, sy is so oud soos jy. Okay. En ek dink net ek was nog altyd so, ek het baie conversations of gesprekke met my pa om net soos uit te vind soos waar in my kinderjare het ek besluit om soos ambisieus te wees en driven te wees en hy het vir my gesê jy was nog altyd so. Regtig? Net van kleins af. Net was van nie kleins af. Dit is nie, Ja? ek dink dit is nie, dis iets wat jy kan leer, maar as dit natuurlik in jou ingebore is dit iets wat both a blessing and a curse kan wees en ons kan later oor dit gesels, maar ek kom uit 'n baie loving huishouding uit. My pa het vir die Springbokke gespeel. Okay. My ma was 'n netbalafrigter en 'n netbalspeler gewees op universiteit en sy het vir lank trompoppies afgerig en So dis waar die sportgene van hom kom. Ja. By altyd van hulle is ook in die heavy in die sport in gewees. Okay. En van Ja. kleins af het jy sport van gedoen. kleins af, ek meen, ek het begin, wel, my pa het ons eintlik so seentjies groot gemaak. Soos ons het altyd bal gegooi en cricket gespeel en tennis gespeel en ek dink dit is so 'n groot voorreg gewees want hulle het ons besig gehou. Onthou Ja. daai tyd het ons nie televisie gehad nie en jy moet die kinders uit die huis uit kry. Ja. En as jy 'n baba was soos ek wat nie van slaap gehou het nie, doen nog steeds nie regtig nie. Maar dan moet jy iets met die kind doen. En my pa het altyd bal met my gespeel. My ma het naweke saam met ons gaan tennis speel en ek dink dit het van kleins af daai saadjie geplant van ons hou van sport en Ja. sport is meer 'n ontsnapping van realiteit as wat dit is iets wat 'n mens voel geforseerd moet wees. So Sure. ons het nog altyd net beweeg en dit was lekker en dis iets wat jy saam met 'n familie ook kan doen. Saam tennis speel, saam beachpad speel. En ek meen van kleins af my ouers was altyd langs die sportveld gewees. Wow. En hulle het ons blootgestel in absoluut alles. Soos ek en my sussie het gedans, tennis gespeel, netbal gespeel, ek het hoogspring gedoen. Yes. Ek meen speel viool, klavier. Ek was net soos blootgestel in so baie goed en my liefde vir kuns het gekom want my ma was soos hierdie kind moet iets doen en toe
het sy my in 'n kindskool ingeskryf toe ek 3 was en my liefde vir Jy 3? kuns toe ek 3 was, want ek het Picasso. letterlik kruite gevat en dan krap ek op alles in die huis. En Ja. toe is my ma sê nee. Ons moet iets doen. En ons kan nie meer die huis se mure so ver nie. Ja. En ja, ek dink net as ek terugdink, baie bevoordeel dat ek ouers gehad het wat met min klaar gekom het, maar wat seker gemaak het dat ons geleenthede kan kry en blootgestel het aan goed om ons talente ten volle te kan ontwikkel. Dit is ongelooflik. Dit is iets waarvoor ek ongelooflik dankbaar is. Ja. En ek dink met dit, jy kom agter dat jy kan meer doen as wat vir jou gegee is. Ja. En vir dit is ek verskriklik dankbaar. Ek dink wat jy sê is so interessant want ek het ook so baie sport en goed ek sport altyd want ek het van golf na landloop na gimnastiek, atletiek ook al die dinge gedoen en mens vra altyd soos hoekom sit jy jou kind deur al hierdie? Mens dink is druk, nê? Want van buitekant af lyk dit eintlik so. Maar ek dink dis die grootste gift wat my ouers ook vir my soos jy sê kon gee want hierdie sport, hierdie dissipline wat mense al van so jong ouderdom af leer vir jou dat dis eintlik 'n mimiek die regte lewe en meer as wat skool of universiteit ooit vir my kon leer was pursue dit en gee jou alles in dit en bestuur jou tyd ook goed, bestuur jou energie goed. So ek dink ek gaan vir my kind ook eendag ek het eintlik gister nou praat ek met iemand en sê ek vir hulle ja my kind maak saak wat hulle doen nie, maar hulle moet net hulle alles gee. Hulle moet of skaak speel of hulle moet netbal speel, maar iets gaan hulle doen en hulle gaan hulle alles gee in dit. Okay, jy het obviously met juffrou Vrystaat ook gewen. So jy was nie net goed in sport nie, jy was nie ook net kreatief nie, jy was ook obviously beautiful. Hoe het dit gebeur? Hoe het jy daar uitgekom en jy was toe nog natuurlik baie ernstig in jou sport ook gewees in jou netbal. Vertel my daar. Kyk, matriek en eerste jaar was vir my eintlik 'n blur. Ja. Want in matriek, jy moet besluit waartoe jy wil gaan, wat jy wil gaan swat en as jy baie goed doen en jy wil baie goed doen en dit is die druk wat jy op jouself plaas, dan kom jy ook half in daai penarie van wat wil ek nou gaan swat? Ja. Wil ek 'n kunstenaar raak? Wil ek bemarking gaan swat? Wil ek medies gaan swat? Want jou grade op skool kan jou toelaat om al daai goed te kan doen, want as jy multidissiplineerd is, dan wil jy nie net average wees en alles nie. Jy wil die beste wees en alles. So van akademie tot sport tot kultuur, dit is wat jy wil doen, maar dan kom jy op 'n punt waar jy is soos nou wat gaan ek swat? En in my matriekjaar het my pa kanker gekry. Hy het prostaatkanker gehad in stage 3 en soos mense wat my ken weet soos my pa is my rots en daai, krok net my emosie. Dis okay. Ja, dit is nie lekker nie en ook soos niemand prepare jou vir dit nie. Jy word nie voorberei vir dit nie. En veral as dit die sterk persoon in die gesin is. 100%. En daai het 'n baie groot rol gespeel in my besluit van waartoe ek gaan na skool. En jy wil graag by jou ouers wees, jy wil die ondersteuning wees daar en ook as jy sien jou beste vriend gaan deur bestraling, gaan deur daai trauma, iemand wat vir die Springbok gespeel het, wat nog altyd 'n trotse man is. Ewe skielik is hulle in hierdie posisie waar hulle kan hulle self nie help nie. Dit breek jou. En daai het vir my 'n groot blessing gewees, maar ek dink ook dit het my gevorm in wie ek is vandag, want as ek nie in Bloemfontein gebly het nie, sou my lewe 10-1 baie anders te gelyk het. So ek het toe besluit om matrikulant van die jaar te doen. Volksblad het nog so 'n matrikulant van die jaar kompetisie gehad. En ek was in die top 10 gewees en toe sit half soos Liewe Jesus se manier om vir my te sê jy moet bly want dan kry jy 'n beurs. Okay. En toe kom ek by Koffsies en toe was my keuse gewees gaan ons voluit vir hoogspring of gaan ons voluit vir netbal. So jy was toe nog ernstig in al twee rigtings. Ja, ek wou baie graag Olimpiese spele toe gegaan het vir hoogspring en Ek is hier soos ernstig. ernstig. Okay. Ja, ernstig en
ek wou ook vir die Proteas netbal speel want ek het in matriek het ons SA onder 18 gespeel en ek meen Joe wat jy op die podcast gehad het was altyd 'n jaar ouer as ek gewees. Ons het altyd vir haar gekyk. So ons was 'n baie lekker groep gewees en 'n paar van ons, Casey wat nou die Protea kaptein is, saam met ons by Koffsies gewees. En toe ek by Koffsies aankom, toe begin daai vraagtekens van waarmee is ek besig? Is hierdie wat ek wil doen? Wil ek kunstswat? Wil ek En dis 'n hele ander dis 'n rigting. heeltemal 'n ander rigting. Ek was soos eintlik wil jy medies swat, maar nou swat jy BA kunste. En toe is ek soos maar ek wil sielkunde ook doen. En ek weet nie of ek regtig wil netbal meespeel nie. Wow. En toe besef ek en ek dink vir my was dit soos half 'n oomblik gewees. Ek het een oggend wakker geword en ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het wakker geword, ek het gaan shower, ek het aangetrek en ek het reggemaak vir klas en ek het in die spieël gekyk en ek was soos wie is jy? Jo. Toe laat gaan ek dit. Dus ek net soos okay, ons sal Martinique, we will park this question. Ons sal na dit toe terugkom. Het ek teruggekom na dit toe? Nee, ek het nie. Want toe kry ek die geleentheid om in te skryf vir mevrou Vrystaat en toe onthou ek het my ouma het 'n geselsie gehad dat dalk moet ek eendag mevrou Suid-Afrika doen. En dit was half daai stepping stone gewees van kom ons probeer pageantry want ek wil nog altyd mense inspireer en ek geniet dit en dit is 'n goeie platform. Was dit ook nog 'n deel omdat jy soos probeer uitfigure het wie jy is, dat jy gedink het okay, wel dalk gaan ek vind wie ek is as ek hier Ja, presies dit. En ek het ingeskryf vir juffrou Vrystaat. Ek het dit gewen. Dis insane. Okay, dis so cool, very casual. Nou is ek mevrou Vrystaat vir 'n jaar en dit was lekker want ons het baie community werk gedoen. Ek het bietjie meer agtergekom wat dit is om 'n leier te wees in sekere industrieë en toe het ek weer eens netbal gespeel, geswat, ek het toe geskuif van BA kunste na sielkunde toe en dit was vir my baie lekker geweest want ek het ook mense beter probeer verstaan want ek love mense. En soos alles kom sekere goed tot 'n einde en toe het mevrou Vrystaat tot 'n einde gekom en toe het ek weer eens daai question gehad, wie is jy? En nou word daai titel en daai label amper weggevat. So nou is dit soos, dit was so lekker want ek weet, okay, ek is Martinique, ek is mevrou Vrystaat. Ja. Dis wie ek nou is. Soos vir ten minste vir 'n jaar weet ek ten minste Ek kan nou fokus op hierdie. Dit is waarop ek gaan en fokus. laat ek net vra, is jou pa se kanker in daai tyd, hy het nog steeds gesukkel met dit? Ja, hy het nog steeds gesukkel met dit. Ek dink die mevrou Vrystaat was ook vir my half 'n pleister gewees om nie te deel met die vraag wat ek vir myself gevra het in my eerste jaar van wie is jy nie. Ja. Want daai moes ek al as 'n red flag gesien het van soos Martinique. Ja. Kom ons chat gou. Let's sit down. Kom ons hê hierdie gesprekkie. Ja. En ek het dit net onder die mat ingevee en ek was soos ons deel met dit later. En toe kom 2016. Sjoe, en 2016 was noem ek as my eksistensiële fase van ek bevraagteken alles en dit was ook die jaar waar ek baie slegte keuses gemaak het. Ja, ons kan dieper in dit gaan. Kyk, ek meen as jy gaan van pluggie Victrix Ludorum, onderhoofdogter, netbalkaptein en jy gaan universiteit toe en nou is jy so wie is jy Martinique? Weereens die vraag, wie is jy? Ja. En die oggend het ek wakker geword, weereens, vir myself in die spieël gekyk, toe besef ek het nie 'n idee wie ek is nie. Jo. En ek het besef dat vir 21 jaar het ek labels op myself geplaas en vir ander mense op myself laat plaas, wat ek my identiteit ingevind het. Wow. En dit is niemand se skuld nie, want ek het dit toegelaat. Ja. En dit is my persoonlikheid om mense nie in die steek te laat nie, en dit is in my persoonlikheid om die beste te wil wees in alles. Soos ek het altyd vir my ouma gesê, as sy my gevra het wat wil jy wees eendag, het ek vir gesê ek wil 'n bietjie van alles wees. Ek wil nie net een ding wees nie, maar as ek 'n bietjie van alles is, wil ek goed wees in die bietjie van alles wat ek kan wees. En daar het my downward spiraling Alice in Wonderland rabbit hole begin, want nou is ek nie meer die netbalspeler nie, ek het opgehou netbal speel. Ek is nie meer die pluggie nie,
ek is nie toppresteerder nie, ek weet nie wie ek is nie. En ek het so klein bietjie in 'n depressie ingeval, eintlik redelik. En wat as ek terugdink daaraan, dit is eintlik waar ek begin breek het. En gewoonlik, ek dink die lewe is eintlik baie snaaks, want jy moet breek en jouself leegtap om spasie te vind en te maak, om jouself te vul met dit wat vir jou is en wat goed is. Die Japaneese het 'n baie mooi sê ding wat ek in daai jaar gelees het, waar as hulle 'n vaas breek, gooi hulle hom nie weg nie. Hulle sit die vaas terug deur goud te gebruik, want dit maak dit mooier en dit gee karakter. En as ek dink aan 2016, dan dink ek aan hoe ek gebreek het. En hoe ek van alles moes laat gaan, al die labels afgetrek het, al die drome wat ander mense vir my gehad het, moes ek vir hulle breek, sodat ek myself kon vind. En dit is die moeilikste ding, veral as jy 'n people's pleaser is, om mense teleur te stel. En van daar af het die healing begin, en dit was nie maklik nie, want as jy gesond raak, en as jy jouself vind, baie mense dink dit is soos 'n reguit lyn. Dit is nie, dit is so de mekaar, dit is so confusing, dan gaan jy links, dan gaan jy regs, dan probeer jy hier iets uitfigure, dan ontmoet jy hierdie persoon wat jy dink, dalk die persoon kan wees, en dan maak jy foute, maar as jy terugdink na daai foute, ek moes daai foute gemaak het, om te kan wees wie ek is vandag. Maar dit is so moeilik, want jou hele lewe het jy al hierdie perfekte prentjie gevul, en jy was hierdie perfekte voorbeeld van wat 'n vrou moet wees, en wat 'n sportvrou moet wees, en wat 'n dogter moet wees, en dit was al hierdie perfekte voorbeelde, en dit is my so snaaks, want ek relate so met jou storie, want toe ek universiteit toe gaan, dis ek ook soos, okay, ek kan nou enigiets wees, so let's try being the rebel child now, en kom ek, want ek is ook die 4de kind, en was altyd die pluggie, want ek soos, okay, jy weet, as my ouers trots maak, en ek moet die favorite kind wees, as jy die kind is, dan moet ons dit ook excel in dit. Dis vind ek so stupid, maar dis wie ons is. Dit is, en dis nie net die people pleasing nie, ek dink dit is net die absolute unattainable expectations wat jy vir jouself stel, van as ek nie hierdie is nie, dan is ek nie goed genoeg nie, dan is ek nie worthy van liefde, van aanvaarding, en ek vra baie keer vir myself van waar af kom dit, en ek weet nie of jy vir my die antwoord het nie, maar waar voel jy het dit van gekom? Ek dink al van 'n jong ouderdom af, my man is ook 'n pluggie, maar ons joke altyd, want 2 pluggies het mekaar gevind, so dis die most pluggie ding wat kan gebeur. I love that. Dit kom van jongs af. Ek dink jy word so gebore. En dit is nie iets wat jou ouers in jou ingedruk het nie, of ingedwing het nie. Jy is jou eie mens, en is deel van jou persoonlikheid, en is 'n spesifieke persoonlikheidstipe, dat ons sit meer druk op onsself, as wat die wêreld op ons sit. En baie mense, soos jy vroeër gesê het, dink dat ander mense druk op jou sit, want jy sit die druk op jouself, en hulle weet, wat se tipe mens raak jy, en die teleurstelling wat jy op jouself sit, as jy nie goed presteer nie. En ongelukkig, as jy met so 'n persoonlikheid deel, dan wil jy die beste wees in alles. En as jy nie is nie, dan is jy teleurgesteld. En dan is jy teleurgesteld in jouself. En jy wil nie hê ander mense moet daai teleurstelling voel wat jy voel in jouself nie. En jy dink ook almal kyk so na jou. Wanneer dit actually nie so diep is nie, maar alles is dan so diep. So, okay, dis nou 2016 en hierdie spiral het nou begin, en jy sê die healing het toe begin. Maar hoe het jy actually, die vraag begin vra, maar hoe die healing actually toe gebeur? Was dit, het jy iemand gaan sien? Het jy, het iemand gaan sien? Want ek probeer nou dink in 'n praktiese manier hoe mense dit al kan hanteer. Want dis bietjie dieper as wat 'n selfhelpboek of 'n YouTube video daai tyd my kon help. En ek het mense om my begin seermaak. En ek het mense soos my ouers en my vriendinne seer gemaak, want ek het gevoel hulle verstaan nie. En ek was ook kwaad, want jy is leeg, jy weet nie wie jy is nie, nou begin jy mense blameer. En nou raak jy kwaad vir die wêreld, maar jy kan ook nie wys jy's kwaad vir die wêreld nie,
Want jy is die sterk, independent, jong vrou wat 'n sukses moet maak van haar lewe. En nou raak jy kwaad vir jouself en nou sê jy vir jouself, maar hoekom het ek nie net aanhou netbal speel nie? Hoekom het ek nie net Tuks toe gegaan nie? Sure. Hoekom het ek nie net medies gaan swat nie? Hoekom het ek veroorsaak dat ek is waar ek is? Jo. En ek het in 2016 nie iemand gaan sien nie. Dit was maar half soos my jaar gewees wat ek net soos I felt the feelings en ek was in 'n baie stormagtige verhouding ook gewees met iemand and I don't have to go into details, maar dit was ook die verhouding wat my gebreek het, Ja. maar ook die standaarde gestel het van wat ek nie wil hê in iemand nie en wat ek graag wil hê. En in 2017 het ek met my maale gesit. Toe sê ek vir ek dink ek moet iemand gaan sien. Sure. Ek dink ek moet 'n sielkundige gaan sien en as dit moet ek dalk saam met 'n psigiater ook werk want this is not it. Want in 2016 omdat jy nie beheer het oor wat in jou lewe aangaan nie, dan gaan soek jy beheer. En dit is waar my body dysmorphia, eating disorder ingekom het van ek het nie beheer op die oomblik van my toekoms nie. Ek het nie beheer oor my sport meer nie. Ek is besig om alles te verloor en almal seer te maak. Waar het ek beheer? Jo. En die beheer vir my het gegaan in kos. En my ouers het dit toe agtergekom en hulle het my neergesit en vir my gesê ons weet. Jo, en dit is erg. Dit is As jy erg. ouers begin sien, want Ja. jy steek dit amper weg, want ek is hierdie perfekte mens, Ja. ek gaan nie foute maak nie, maar hulle sien deur dit. En die snaakse ding met 'n eating disorder of bulimia in daai geval is jou brein half black out in 'n manier van jy weet nie dat jy dit doen nie. Ja. Want dit is soveel trauma en soveel seer wat jy hou dat wanneer jy doen dit nie omdat jy 'n obsessie het met kos nie. Dit is om van al daai seer en al daai emosie ontslae te raak. En my ma het my neergesit en vir my gesê ons weet. En dit was vir hulle sleg want soos hulle het ook gevoel hulle het gefail as parents. En ek was soos my mamma, pappa, dit is nie julle nie. Dit is ek. Soos dit is ek en ek weet nie wat om te doen nie en ek is nie gelukkig nie. Ja. En ek wil glad nie op 'n punt kom waar ek so ongelukkig is dat ek dalk nie meer wil lewe nie. Ja, Martin. En vir 'n ouer om dit te hoor en om kop te hou en om die sterk persoon te wees, die sterk persone te wees, hats off. Want ek dink dit is die moeilikste ding vir 'n ouer om te hoor. Dat soos hierdie perfekte kind in hakkies wat soveel drome gehad het, sit nou voor ons in sy stikkend. Ja. En hulle het nie 'n idee waar om te begin nie. So ek's baie dankbaar dat my ouers daai veilige spasie was vir my en my toe genavigate het om by 'n sielkundige uit te kom. Ja. En vir enigiemand wat luister, dit is die beste ding wat jy vir jouself kan doen, is gaan sien iemand. Ja. En niks traumaties hoef te gebeur vir jou om iemand te gaan sien nie. En daar het my healing begin. Soos ons het gesels oor toe ek jonger was en goed wat op skool gebeur het. En toe vir die eerste keer toe word ek gekonfronteer oor laerskool waar ek geboelie is en graad 8 wat ek geboelie is. En dit is goed waar wat jy Ja, dis fyn. nonchalant, dis fine, weet jy wat, dit is okay. Maar Could be worse. Daar's mense wat hier worse. erger goed gaan. Nee. Ons gaan nie nou fokus op hierdie kind wat nie van jou hou nie. Ons gaan nie nou fokus op mense wat jou spot oor jy krulhare het nie. Ons moet nou eerste span wees of ons moet nou die wiskunde toets eis. So ek het nooit regtig met dit gedeel nie. En toe in 2017 toe ek en my sielkundige begin gesels het en teruggegaan het en regtig oopgemaak het oor my ouma se dood, my pa se kanker. Ek kom agter dat jy is ook maar net mens. Ja. Niemand van ons is unbreakable nie. Ja. Ons dink ons is, maar ons is nie. Ja. En sy het so 'n mooi ding vir my gesê en ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie, dat om iets te bou vat tyd. En as jy iets afbreek, vat dit langer, want jy moet elke stukkie gaan soek. En daai stukkie het chips in. Ja. So jy gaan frustreerd raak
om dit bymekaar te sit en dis waar die goud inkom because light needs to find a way to get in. Dit was moeilik, maar ons is deur dit. Ja. Ons is deur dit en ek sit hierso en ek het nie meer bulimia nie en ek is nie meer depressief nie, but it was a journey en dit was nie net 'n jaar nie. Dit was letterlik 3 tot 4 jaar van aktiewe healing en jouself accountable hou om te sê maar soos, okay, ek sien hierdie rooi vlaggies nou. Ek sien where this is going. Ja. Ek kan sien dat hierdie situasie waarin ek is nie goed vir my nie. Ja. Die werkomstandighede waarin ek is nie goed vir my nie. Die verhouding waarin ek is nie goed vir my nie. Ja. En in daai jaar tot 2 jaar wat ek aktief met haar gewerk het sy my geleer hoe om boundaries te stel. Ja. En wat vir my so lekker was is, ek het letsels van die labels, maar dit is so 'n lekker storie om te vertel nou. En wat vir my lekker is ek kon my eie label opsit en ek het beheer oor wat se label ek op myself sit. En mense sal altyd jou label in hulle kop van hulle weergawe wat hulle het van jou. Maar jy het beheer oor gaan jy daai label vat? Gaan jy dit op jouself plak of gaan jy net sê goed, dis jou weergawe van my, but I'm not taking that. Wow, ek dink eerstens dit vat verskriklik baie net om dit terug te vat na net daai stap toe wat jy na jou ouers toe kon gaan. Ja, hulle het jou confront, maar jy het die besluit gemaak om iemand te gaan sien. So ek dink vir iemand wat luister dalk soos dit gaan nie perfek wees soos jy sê en dit gaan nie 'n sessie of 2 wees nie. Dit gaan 3 tot 4 jaar wees en dit is my so mooi. Ek dink as iemand vir jou kyk van buite af, as iemand jou storie hoor, voor hulle al jou storie hoor, kyk en na jou en dink hulle, ag, how bad could it have been? Sy is beautiful, sy is 'n suksesvolle vrou. Dit kan nie so erg wees nie. Om te wys dat almal is net mens. Almal gaan deur goed en goed wat jy dalk nie dink traumaties is nie, mag dalk 'n baie groter inspraak op jou lewe gehad het as wat jy ooit geweet het. Klein goed wat met my gebeur het toe ek met 'n sielkundige gepraat het, toe sê sy vir my, Julie, daai is dieper as wat jy dink en omdat jy so erg people please, creep daai goeie so diep in en link jy dan daai aan soveel van jou identiteit. En die ding is jy gaan nie almal please nie. So as dit jou skaal is waarop jy meet hoe worthy jy is, gaan jy konstant voel jy is nie goed genoeg nie. En dit is my so mooi hoe jy kan kyk nou van die ander kant af. Nou op 30 jaar oud kan jy sê soos wow, in 2016 het ek gevoel daar is nie hoop nie. Daar is nie, ek meen net ewen gesê dat jy wil nie op 'n punt kom waar jy jou lewe moet neem nie. Ek meen om ewen op so 'n donker plek te moes gewees het. Dit wys jou dat as 'n mens voel daar's niks meer nie, dan iemand anders gaan moet intree om te kom help. So that is super powerful en dit is iets wat ek het so lank gevat voor ek iemand kon gaan sien het, want mense voel iets moes gebeur het. Iemand moes doodgaan of ek moes in 'n ongeluk wees of dit of daai en dit moet PTSD wees en dis al wanneer 'n mens kan. Maar soos al voel jy nie lekker gaan chat want ons gaan deur so baie as mense. En ek dink ook waar ons is huidiglik, jy moet 'n werk hê, jy moet 'n verhouding hê, jy moet met jou vriende en familie tyd spandeer. It's a lot. En dan is daar nie altyd tyd om emosioneel te wees met jouself en 'n check-in te hê nie. En nothing traumatic needs to happen for you to go see someone. En onthou, almal se trauma is anders. Vir een persoon se trauma om hulle hond of kat te verloor kan net so erg wees soos iemand wat in 'n motorongeluk was of iemand wat nie ingekom het by universiteit nie. Almal se trauma is anders en ek dink ook hoekom dit vir my so lank gevat het om iemand te gaan sien was ek was bang geweest mense gaan my judge. En ons kom weer by daai ding van labeling van maar dan ek gaan sien iemand wat's fout. She must be broken. Life happened, guys, and life is happening every single day. En ek is so dankbaar vir die laaste 3 jaar waar mental health awareness so na vore toe gebring is dat mense kan weet dis okay om met iemand te praat.
no one prepared me for this life. Dit is moeilik, maar dit is ook so lekker. En jy moet in 'n baie goeie space wees om die lewe te kan geniet en om die beste weergawe van jouself te kan wees. En as jy iemand kan gaan sien wat jou kan help daarmee, you need to. Exactly. Want dit is bottleneck. Ja. En eendag gaan dit ontplof. En dankie tog ek het ouers gehad wat my gehelp het voordat dit ontplof het. Ja. Want as dit het, dan weet ek nie of ek hier sou gesit het nie. Ja. En dit is hoekom ek sê altyd God kept me sane in my most insane periods. Ja. And it's not me that he kept sane, it's my supportive system that he kept sane. Want as hulle nie kop gehou het nie en ek wat hardigheid is, neergesit het en gesê het, ons doen nie want ons is lief vir jou. Sure. Let's go see someone. En ek is dankbaar daarvoor. Ek's regtig dankbaar daarvoor. Dit is Okay, en dit was nou in 2017 Ja. en jy het toe in 2019 aan Mevrou Suid-Afrika deelgeneem. ja, ek het. What a transformative thing. Asseblief sê vir my, wat was dit wat gemaak het dat jy actually besluit het om in te skryf en hoe natuurlik jy en jou ouma het gesels daaroor dat jy eendag dit sou wou doen en mens kan dink dis die natuurlike volgende stap na Mevrou Vrystaat en alles. Maar toe lewe obviously gebeur in 2017 en alles het verander. So vertel my, hoe het jy toe daar uitgekom? Ek was lus vir 'n uitdaging. Okay, As die I meeste always mense do. gaan draf dan nee, en gaan nie dan soos vir Mevrou Suid-Afrika nie. Nee, ek was lus vir 'n uitdaging gewees en tussendeur alles, ek is eintlik geskout gewees in my eerste jaar deur Lexie wat my agent was vir amper 10 jaar van my loopbaan as 'n model. Sure. En ek dink dit was my baie lekker gewees want dit gee vir jou 'n bietjie selfvertroue, maar dit gee jou ook, hoe kan ek sê, exposure in 'n ander industrie. En toe ek nou begin op my healing journey, dis ek soos maar ek dink ek wil hierdie graag doen. Jo, Ek wil graag mense help en ek wil graag 'n campaign hê waar ek kan campaign vir mental health, beautiful. maar ook to be the change that you want to wish. En ek weet dit is so 'n miswild antwoord om te gee, maar die mense wat ek ontmoet het in my healing proses het ook my lewe verander en het my ook ge-inspire. Sure. En dat ek dink wat vir my lekker was I wanted to become the voice of those people. That's beautiful. En ek het 'n platform nodig gehad. Ek het regtig 'n platform nodig gehad en Mevrou Suid-Afrika daai tyd het jy nie nodig gehad om in te skryf op Instagram of 'n video te submit nie. Ons was die laaste jaar gewees wat jy dit kon doen, deur 'n foto te stuur en jou CV te kon stuur en hulle het jou dan gekies. Ek wens eintlik dit was nog steeds so. As ek nou moet dink, soos ek het nou nie ingeskryf vir Mevrou Suid-Afrika nie, maar as ek moet dink om myself so vulnerable te maak, Ja. nog voor jy even in is, Nog, ja. like ek dink as ek al klaar, jy weet, as jy nie top 30 is, dan is dit okay. Soos ek weet ek is nie top 30, so dan kan ek myself begin vulnerable maak, maar as jy nog in 'n pool van duisende is wat hulle video's instuur. Maar anyway, okay. Ja, kyk, as ek terugdink en dit was toe die opsie gewees, dink ek nie sou ek ingeskryf het nie, want ek is ook 'n baie private mens. So dit was vir my baie lekker gewees dat ek dit so kon doen. En ek het glad nie gedink ek gaan inkom as 'n semifinalis nie en dit was so vinnig wat dit gebeur het. Ek onthou nog, ek het geland in Bloemfontein toe kry ek 'n foonoproep van Stef wat daai tyd nog die CEO was van Mevrou Suid-Afrika. Sy sê vir my, you are flying to Pretoria on Wednesday. Jy is deel van die top 16 daai tyd. En my ouers het nie eers geweet ek het ingeskryf. Rarig. Ja, ek het hulle gebel na die tyd, dis ek so I did a thing. Oh my goodness. En nou moet ons klere kry, en nou moet ons sponsorships kry, en nou moet ons kyk hoe ek in Pretoria gaan kom, want ons gaan nou hierdie Mevrou Suid-Afrika ding doen. Dis ongelooflik. En hulle het dit geondersteun. Ek dink vir hulle was net soos gewees, let's go. So ons het gegaan en dit was so interessant geweest. Ek het daai oggend wakker geword, op die vliegtuig geklim. Yes. En ek was op die vliegtuig gewees en 3 van die ander dames het agter my gesit en ek het so 'n rytjie vir myself gehad en ek het net gereflect as ek soos Martinique, how did we end up getting here? Ja. So ek sê, kom ons sê hier, maar hier is ons nou. En ons het afgeklim en ons kom verwelkom en toe gaan ons in by die hotel ingecheck
en te begin interview. So daar's nie van jy het 'n oomblik vir jouself of iets nie. Dit is jy sit and you need to go. So, En hier's ek laddie daar. Ek wil kom om vriendinne te maak en hierdie is lekker en party van daai dames is so, ander van daai dames is soos hier is 'n is kompetisie. locked in. Almal is die enemy. Ek is hier vir die kroon. Yes. Ek is soos sjoe. Okay. Okay, toe voel ek is bietjie out of my depth. En ek het toe vir Toomie ontmoet wat ook een van my blommemeisies was op my troue. Dit is waar ons vriendskap begin het want ek dink ons was op dieselfde golflengte daar gewees van soos so. Like, what are we doing? What are we doing? Toe het ek begin half bietjie uit plek voel. Toe besef ek, o liewe Jesus, dalk is hierdie nou nie vir my nie, maar dis nou bietjie te laat. En toe het ons ingegaan met ons 5 minute interviews en hulle het vir my redelik baie moeilike vrae gevra. Oh, regtig? Ja, baie moeilik. Ek weet nie hoekom nie, maar hulle het. Want jy het seker na die tyd met die ander mense gepraat en hulle vrae was soos fyn. ander mense was gewees soos wat is jou gunsteling South African thing to do? En hier hoor ek wat is die 27ste April en hoe beteken dit vir my iets en hoe sal ek dit gebruik om die toekoms van die Suid-Afrikaanse vrou daai vraag hond my. Ek onthou dit so goed. Die vraag was gewees, what is the 27th of April and how would you use it to change the future of the South African woman? En dit is Freedom Day. En guys, ek was 23 op daai tyd, so ek maar 'n bietjie antropologie daar uitgehaal. Maar ek het daar uitgestap en ek het my pa gebel en ek het hom gesê, ek gaan huis toe, hierdie is nie vir my nie, hierdie is nie vir my nie. En dit was vir my so lekker, dit was moeilik, maar dit was my lekker geweest, want ek kon terugstap en ek kon sê, this is the label that I do not want on myself. Ja. Hierdie is 'n great label vir iemand anders, but this is not what I want for myself. And this is not who I am, and I'm not going to force myself. Ja. En ek gaan myself nie in 'n boks sit en iemand wees wat ek weet ek nie is nie because of the liking of the world or the liking of 'n organisation. En ek het my pa gebel en ek het hom gesê ek dink nie ek gaan die top 10 haal nie, maar ek het soveel vrede. En toe het hulle ons ingeroep en ek het dit nie gemaak vir die top 10 nie en ek is huis toe en ek het toe nooit weer regtig die need gehad om dit te doen nie, want ek het geweet daai is nie die platform wat ek nodig het nie. Ja, want die vraag dan kom wanneer mense sê weer, sal jy weer inskryf, voel Ja. jy is nog nie klaar nie en jy het gevoel. Ek dink dit is 'n goeie platform om te hê. Dit gee vir jou soveel geleenthede en jy Ja. ontmoet so baie mense en as dit regtig jou droom is, don't give up. Maar ek het dadelik geweet die is nie vir my nie en Ja. dit is ook okay. Ja. Want as ek dit geforseer het, sou ek ook my healing proses gepause het en ek sou dalk 'n paar stappies terug moes gevat Sure. het, want ek was nie reg nie en dit was nie die deur wat ek moes oopskop om in te gaan nie. It Jo. was not my door. En toe is ek terug en toe het ander deure vir my oopgemaak. Ek het begin 'n bietjie meer voltyds modelwerk doen en toe besef ek maar daar's 'n need in die modelindustrie vir jong modelle wat deur presies dieselfde gegaan het as wat ek gegaan het op universiteit, maar hulle sin gaan basies oor hulle moet 'n sekere grootte wees of hulle moet 'n sekere look hê en baie van die jong modelle wat ek onder my gehad het, kon ek gehelp het. En dit was dalk nie 'n global platform gewees nie, maar dit was klein groepies wat ek kon help om Sure. nie die tipiese model stereotipe te gaan van 10 jaar terug, eet wat, moenie eet nie, jy moet 'n size 0 wees. En toe besef ek maar you don't need that big platform to make a change. Ja. Your change can literally happen Ja. in this conversation. Wow. So dit was my 'n groot blessing gewees. Ek sê jy toe obviously jy het gesê jy moes daai deur van Mevrou Suid-Afrika toe maak. Wat was die volgende deur wat jy toe moes oopmaak om actually na jou purpose toe te beweeg? Kyk, ek het nie geweet wat is my purpose nie. Dis die Ons is ding. nog besig Ons is nog om te besig met die soek. vraag van wie is ek? Van wie is ek? Oh En my goodness. dis ook wat ek vir jou sê, healing is not a one year thing. Nee. Dit was meer en toe kom COVID ook nog waantoe ek wat ek met jou gaan gesels oor, maar modelindustrie vir my was nog altyd lekker want
deel van my persoonlikheid is ek hou nie van the fear of rejection nie. Ek het soos 'n baie groot fear of rejection. Nou het jy mee vir Suid-Afrika gedoen, jy is rejected. But we are in our healing phase, so ons is okay. Nou gaan ons terug, nou is ons weer soos Martinique, nou wat nou? Toe begin die modelindustrie, nou elke liewe dag word jy gereject. Ja. So toe kom liewe Jesus en hy sê vir my, ek weet jou probleem is fear of rejection, but let's do exposure therapy met jou, want hy het 'n sin vir humor. En nou gaan jy elke dag gereject word. En ek was dus, ek het endurance, ek gaan ons gaan dit doen. Dit is nie maklik nie, maar ek dink omdat ek die werk gedoen het en besig was om daai werk te doen, ek het geweet ek wil gesond raak. Ja. En die grootste les wat ek vir myself kon leer en wat ek vir ander jonger modelle ook daai tyd gesê het is, as iemand jou nie kies nie, it's not a you problem. Jy fit net nie op die oomblik in wat hulle soek nie. Ja. En jy kan nie jouself verander nie. What is meant for you will come to you. Ja. En jy kan dit nie forceer nie, maar dit help ook nie jy gaan doen self-harm want jy is nou nie ge-accept nie. Ons almal wil Victoria's Secret geraak het. Ons almal wou sekere goed gewees het in ons lewe, maar it's not your door. Ja. En daai fear of rejection, daai hele liewe Jesus het so humorsin, want soos ek het dit gehaat om nie gereject te word nie. Soos ek het so myself gequestion. En hier staan jy voor 'n hele panel van Franse agente. Hulle praat voor jou, van jou. En dan jy net soos, gaan ek hierdie nou persoonlik vat of gaan ek net soos sê, okay, that's a you problem, that's not a me problem. Ja. En dit is, modelindustrie vir my was amazing. Ek weet baie modelle het nie dieselfde experience En nie. het 'n negatiewe En het 'n konnotasie negatiewe tot, een, maar myne ek het dit baie geniet. En toe kom ek in die Kaap en ek was reg gewees om Europa toe te gaan, want die goal was gewees, ek gaan Europa toe gaan om my modelindustrie daar te gaan doen in 2020. Okay. So 2019 het ek 'n bietjie gewerk vir 'n bemarkers, ofwel 'n agentskap in Stellenbosch en dis waar die bemarking ingekom het. En ek moes geld maak want soos die modelindustrie is bietjie op en af. Ja. Maar ek wou dit graag 'n go gee. Ek wou Europa toe gaan, ek wou Parys toe gaan, ek wou Germany toe gaan. Ek wou baie graag dit 'n shot gee want ek het dit regtig geniet. En ook soos jy het nie sport wat die fokuspunt was nie. Ja. So vir my was dit gewees dit's dood. So kom Februarie en COVID. En jou hele prentjie, alles wat jy beplan het. Alles gone. En ek kon nie betyds in Bloemfontein wees nie. Dis die stak in die Kaap. Dis ek stak in Kleinmond. Ek wou net sê, dis so great om in die Kaap, jy kan bietjie gaan cold plunge en dan 'n bietjie gaan isolate. Ek wou sê, Dis ek gaan nie in 'n klein woonstel sit nie, ek sal doodgaan. Ek het entevrees, ek hou van mense, ek kort spasie. En ek kan nie vinnig genoeg in Bloem aankom nie, wat moet ek doen? My sussie het toe van Potch af Bloem toe gegaan, my ouma was by my ouers gewees. Ek was soos, ek wil regtig net, maar nou moet ek ry en ek moet my hele trek saamvat, want niemand van ons het geweet hoe lank hierdie gaan wees nie. Ja. Toe sê my pa, Martini, kom ons gaan, jy moet na Kleinmond se vakansiehuis toe gaan so toe. Julie, nou op jou eie? Op my eie. Op my eie. Op my eie. Ag, en sit jy nou daar en isolate? Kyk, Spoegwolf het my besig gehou. Ek gaan nie jou jok nie. Oh my goodness. Nou, COVID vir my was baie erg. En ek dink dit was baie erg vir baie mense, ons almal het ons stories. Maar COVID het weet dit wat ek alles opgebou het, weer afgebreek. En ek was daar gewees 2 weke en dit was goed, dis net 2 weke. Ons gaan hardloop skelm in die berg, tot 'n tannie op Facebook gepost het, hierdie dame wat hier hardloop. Regtig? Ja, die screenshot my ma dit vir my, dit is vir my, hierdie is die agterkant, maar ek ken daai krulle, dit is jy, bly in die huis. Hardloop om die huis as jy wil, maar jy gaan nie in die berg hardloop nie. Oh my goodness. En toe kom 2 weke en lockdown moet opgelig word en dit word nie opgelig nie en 2 weke raak toe 3 maande. En ek's alleen, kan nie by my ouers uitkom nie.
Kleinmond het 'n baie groot populasie van ouer mense, daar's nie jong mense nie. En Jy's stuck. ek stak. Ek is stak, julle. Ek het aande gesit en geverf. My ouers het vir my met Courier de Gaia al my kunsgoed Ai. afgestuur en ek het net geverf en ek het Udemy kursusse gedoen want ek moes myself besig hou. Maar ek was so alleen. Oh my En toe begin daai goodness. vraag weer van wie is jy en wat wil jy hê? Want nou is jy 25, jy het redelike cap op modelwerk. Jy het nie op die oomblik 'n werk nie. Sure. Jy lewe op R100 'n week, want jy het 'n budget. Ek het nie my familie naby my nie. Dis ek en Dani Reënwolf op my Spotify lys. En baie keer Koos kom bys en ek het regtig nie geweet wie ek is nie. Ew. En ek onthou die een aand was daar 'n groot storm gewees en die venster is uitgewaai Oh my en goodness. ek dog toe hier is dit nou. Hier is iemand en dit is hoe ek nou uit die Oh dis my nou so. word. So op jou lonesome self. Dis nou het eindig. Ek sê ek Oh kan nie my my ouers bel nie. Ek sien net flitsse en ek's onder daai bed. Ja? Ek's onder die bed en ek weet Nightbird het gesê I met God on the bathroom floor. I met God underneath my bed. Ja. En ek was baie bang. En toe besef ek en dit is so crazy. Ek weet mense sê as hulle 'n end of life experience het, dan flits alles. En in daai oomblik het my hele lewe voor my geflits Nee. en alles wat ek wil wees en nie kon wees nie en ook my verhouding met God. Ja. In daai oomblik vir my, ek het wakker geword, ek het gaan kyk, die venster was uitgewaai gewees, daar was niemand in die erf gewees nie, dit was net 'n groot storm gewees en ek het gaan sit en ek is soos Here, nou moet ons chat. Nou moet ons chat want iets is nie lekker nie. Iets is nie lekker nie en ek weet I'm on this healing process, but something is not lekker. Ja. En ons het gesit en ek het daai healing proses weer van voor af begin. Ek het al my notas gevat wat ek gehad het in 2016 en ek het daai oggend 1:30 gaan sit en ek en die Here het 'n meeting gehad. Ja. En in daai oomblik het die duiwel ook gekom om te sê van jy het nie beheer oor hierdie nie. Ja. Dalk moet jy jou vinger in jou keel gaan druk. En ek kry hoendervleis. Ja, even me. Ek what the heck. Want ek kon dit gaan doen het. Ek kon gaan relapse het. Maar ek het nie. Want in daai oomblik, daai venster uitgewaai is, het ek ook gesien wat ek kan hê. Dis nie net van wat ek kon gehad het nie, wat ek kan hê. En as ons nou gaan en ons gee vir die duiwel sy sin, dan gaan jy weer terug wees waar jy was in 2016. Jou supportive system is nie daar nie. Jy het nie 'n werk nie. Jy is op die oomblik niemand nie. Ja. So wat gaan ons doen? Ja. En dit het gebeur in die eerste week van Junie. En na hele Junie het ek net 'n recluse geraak en ek het gewerk aan myself. En ek het geskryf en ek het geverf en ek het begin planne maak van hoe kan ons uit hierdie kom en hoe kan ek 'n beter persoon raak vir myself? Ja. Dalk vir my toekomstige man eendag, dalk vir my kinders eendag as ons sou kinders hê. Maar ek het geweet wie ek is nou is nie 100% wie ek moet wees nie. En dit is so amazing want soos God will always take you back when something is not where he wants it to be. En in my kop het ek gedink, ons is op 'n healing journey. Ek is nou okay. Ja. Ek is goed. All is Volgens great. my timeline is ek nou reg. Ja. Jy weet, hierdie is nou fine, ek is nou healed. Nee. Nee. The work was not done. Work was not done. Ja. En ek moes dit alleen doen. Ja. En die keer moes ek dit doen sonder my sielkundige. Ja. Die keer moes ek doen sonder my ouers. En Dis eintlik so mooi eintlik want jy was soos jy nou gesê het jy moet eers breek voordat jy nou jouself weer kan opbou. Maar jy moes actually nie net breek nie, jy was stripped van alles. alles. Dit was dolleeg. Dis Ja. net jy en God en jy moes dit face. Daar was nie 'n wegkruip plek agter jou sport, jou prestasies, jou labels van mevrou dit en dat en al daai goed wat jy agter kon wegkruip in die verlede. Jy kon nie. Dit was net I had to face this. Ek moes alles verloor
nie alles nie, maar soos dit wat ek myself in daai 4 jaar Ja. na toe opgebou Ja. het, moes ek myself weer afbreek, Ja. leegmaak. Want ek glo as ek terugdink daarna, ja, ek het myself begin vul, maar ek het ook weer eens geval in die habit van maybe I should do it for the likeness of the world. Dalk moet ek inskryf vir hierdie want dan het ek 'n ander label. Dit was nie wie ek moes wees en volgens God se vision vir my, that was not the vision. And the worst thing we can do is strive. Nee. Jy het gestrive na daai en ons almal like dit is nie 'n unieke ding aan jou nie. En dit is die sad deal dat ons almal strive dat uit ons eie strengths gaan ons dit vind wat ons so erg begeer, maar hou leemte bly daar. En die ergste van alles is om alles te hê en jy is leeg. Jo, Want jy kan 'n huis hê, Ja. jy kan geld hê, jy Ja. kan die beste jeans hê, maar dit beteken niks as jy leeg is nie. jo. En I've done that healing en ek het nie my vinger in my keel gedruk nie. Dis insane. En daai vir my was die turnaround point gewees van soos the devil's not gonna break me, life is not gonna break me, COVID gaan my nie breek nie. Ja. Hierdie gaan ons nou doen en I need to do it because I've got a purpose Ja. and God is keeping me sane, so we kind of need to do this. En ek het teruggekom Kaap toe sonder 'n werk. Jo, Ek het eiers geflip en skottelgoed gewas by 'n klein kafee in Kamsbaai. regtig. Ja, om hier te betaal, want daar was nie werk op daai oomblik gewees nie. En amazing mense ontmoet en life forced me to be lower than what I wanted. Jo. En nou werk jy in 'n kombuis. Ja. En jy was skottelgoed en jy gee vir mense eiers en hollandaise sous en bacon en jy's 'n sous chef want dit op die oomblik was al wat daar was. Jo. En in daai oomblik het ek ook my man ontmoet. Ja? Ja. En ek was so kwaad vir die Here eintlik want ek was soos I'm not ready. En hy is so 'n goeie mens. Maar ek flip bacon en eiers soos Jy voel I'm not jy worthy. ja, ek het nie genoeg om vir hom te bied no, nie. I'm not worthy. Dis nie as ek myself nou moes date, nee. Want soos, jy het nie 'n solid werk nie. Jy betaal nog studieskuld af, you in your healing phase. Soos Ja, jo. hoekom? En ek het hom ontmoet en ek het dadelik geweet hy is my man en ek onthou ek daai Regtig? volgende ja. En ek het daai volgende oggend gaan draf en ek en die Here het weer 'n talk gehad. Toe sê ek vir hom hoekom? Hierdie was nie deel van ons plan nie. Hierdie was nie deel van ons agreement nie. Ek wil nie nou my man ontmoet nie. Hoekom? Hy moet my sien wanneer ek op shoots is en wanneer Soos, ek hoekom? Ek ryk soos olie elke dag as ek by die huis aankom. Hierdie is nie cool nie. Ek het nie eers nalak op my naels nie. Ek skrob skottelgoed. so funny. Nee. Julle, what an angel. Soos, what an angel. Oh, En as ek terugdink, die Here het hom op die regte tyd vir my gestuur. Ja. Want toe ek hom ontmoet het, toe kry ek daai self-confidence terug. Oh. En hy is eintlik die spark wat my gehelp het om te begin besighede bou en om my drome weer te kan nastreef. En hy het my nie een keer gejudge nie. En hy het my net daai klein ekstra push gegee Ja. om daai healing 100% te kan heal. Dus ek was baie oop met hom gewees van die begin af. Ek het vir hom gesê, ek gaan deur baie en ek is besig om te heal en enige man soos hy hoed en tas gevat het en gehardloop het, but he stayed. Jo. En hy het potensiaal gesien en ons joke altyd om te sê soos ons altyd mekaar ontmoet toe nie een van ons twee op ons beste gelyk het nie. So we fell in love with the heart and the soul. Maar what a guy. En hy het daai klein dogtertjie in my geheel dat Ja. ek hoef nie 'n mevrou Suid-Afrika te wees nie. Ek hoef nie 'n Protea netbalspeler te wees nie. Ek hoef nie op Victoria's Secret te loop nie, want vir hom is ek genoeg. En daar in daai kombuis het jy gestaan en hy Ek het gehuil, jong, want hierso sien iemand my en ek kyk nie eers na myself so nie. En ek was genoeg en vir die eerste keer Ja. was ek genoeg en het ek gevoel ek is genoeg vir iemand. wow. So ja, he helped me a lot en hy soos hou my ook as hy sien ek's besig om te spiral. Hy soos hou my. Dis so beautiful. Ja, hy's amazing. Dis ongelooflik en
Dit was nou in COVID tyd Ja. en jy het toe, soos jy gesê het, hy het jou gehelp om die idees vir die besighede te begin. Jy het toe Principal begin. Is dit die eerste besigheid wat jy toe begin het? So ek het vir lank as 'n bemarker gewerk vir 'n dermatologist en laser specialist en ek het dit geloof want ek love medies nog altyd. Ook very underqualified gewees vir daai job, maar God qualifies the call. So daar was ons. En toe ek geheadhunt vir 'n UK company en ek het daar as 'n konsultant gewerk en ons het met ongelooflike vrouens gewerk in Amerika waar ons hulle gehelp het om besighede te groei en dit is waar ek vir die eerste keer besef het dat influencers hulle werk kan monetize. Ongelooflike vrouens van vrouens wat in Desperate Housewives of New York was, tot vrouens wat in 90210 gespeel het. So ons het letterlik met ongelooflike groot name gewerk en ek het dit so baie gelove want ek kon in daai call word jy nie net vertrou met hulle besigheid nie, maar hulle maak ook oop teenoor jou persoonlik. En met die graad in sielkunde het jy ook laterhand begin so klein bietjie sielkunde toepas want jy weet self as 'n influencer, jy kan nie ongelooflike goeie werk na vore toe sit as jy nie psigies en fisies op 'n goeie plek is nie. 100%. Jy kan nie jou werk, jou besigheid, jou hart waarmee jy dit doen, it's not there. So wat vir my baie interessant was is ek het gesien daar hoe vrouens uitbrand without it knowing that it's going to be my path as well. Oh. En weer eens, wie is 'n speler skaak game en ek is net soos daar's 'n plan. Maar ek het dit gesien en dit was vir my erg geweest en ek het vir myself gesê I never ever want to get there. En toe na die UK company het ek besluit dis nou tyd om my eie besigheid oop te maak. So ek Which is a huge step. Ja, ek het bedank en 'n week later toe ek en my beste vriendin Nikita Indië toe vir so 3,5 weke en ek het teruggekom en ek het vir Adam gesê, okay, ek is nou reg. Jo. I want to go. En die 1 Oktober 2024, 1 Oktober 2024, toe ek Principal begin wat 'n digital agency is met niks kliënte nie. Ja. En my beste vriendin het besluit, I'm gonna trust you, hier is die besigheid, let's go with it. En die laser specialist vir wie ek gewerk het, toe ek 24 was, het my gekontak en gesê, kan ons asseblief deel vorm van jou besigheid? Yes. En ek was dus, wat? Jy wil met my werk. Ja, maar soos, Nee, hierdie was net soos like 'n besigheid, ek nie actual kliënte nie. ek het nog nie bemarking gedoen nie, maar okay. En toe begin ek met 2 kliënte en toe van my Amerikaanse kliënte het toe ook uitgevind, maar ek's weg daar en het gevra of ek wil deeltyds vir hulle konsulteer. Okay. En dis ek soos, hier gaan ons. Great, baie cool. Insane. En ek het dit gewing. Ek het geweet wat ek wil hê, maar ek het dit gewing en ek dink as jy 'n besigheid het, jy wing maar elke dag van jou lewe. Jy wing sisteme, jy probeer seker maak daar's genoeg geld en ons het net gegroei en ek weet nou nog nie hoe het ons gegroei nie want ek het geen bemarking gedoen nie, alles was word by mouth, alles. En alles is die Here se genade en ons is nou amper 'n jaar en 'n half oud. Ons het oor die 15 kliënte. Ja. Ek het 2 mense wat vir my werk, ongelooflike mense en ek sit hier en ek dink en ek nog steeds nie, I don't know how I'm worthy of this. Dis I ongelooflik, don't. Martine. Ek weet nie en ons werk met groot brands en wat vir my so lekker is die mense om wie ek werk en ook die mense wat vir my werk, ek leer so baie by hulle en dit is vir my net so 'n groot voorreg om te kan doen wat ek wil doen en weer eens ek het nie 'n platform nodig nie. En toe het ek 'n kliënt gehad wat toe eendag het ek en hy gesit en gesels en hy het vir my gesê hy is so moeg vir sy foon en ek sê toe wel ek kort ook 'n digital detox en ons begin te gesels oor hoe mense nie meer attention spans het nie en hoe kinders meer en meer depressief raak as gevolg van sosiale media en die comparison game. En toe sê soos my idee. En ek sê, okay, let's go. En toe kom switch. Ja.
En weer eens, ek weet nog steeds nie hoe ek in daai posisie nie, maar ons het switch begin wat op die oomblik mense help om 'n meer gesonder verhouding te hê met hulle fone. Want van 'n psychological perspective af, baie van ons elke dag speel die comparison game. En iets wat vir my in my eie lewe baie prominent was dat ek het soveel anxiety gehad as my foon, WhatsApp of as my Slack afgaan of in die aande as ons kos gemaak het, dat ek het myself uit my huwelik uit verwyder en vir Erns gesê, jy moet kos maak, ek moet gaan werk. Sure. En ek het die boundaries van soos jy hoef nie, maar ek het dit gedoen want people's pleaser. En dit het vir my soveel angstigheid gegee en ek het net besef dat soos 'n paar jaar terug het mense e-posse gestuur en as jy nie op kantoor was nie, Ja. so be it. Ja. En toe begin ons switch. En toe einde laas jaar, toe was my pa baie siek. Weer eens. Ai. En hy was 'n bietjie verkeerd gediagnoseer gewees. Ja. Hulle het hom op chemoterapie gesit waarvoor hy nie wat te sterk was. En hy is toe in die hospitaal vir 'n maand. Ja. En dit was vir my so sleg geweest want ek en Erns was Oktober by hom gewees en binne 'n week en 'n half toe my pa van saam met ons in die gym na ongevalle. Infeksietelling in die 200. En daar het alles weer geshake. En ek kon nie opgaan Bloemfontein toe nie want dit is Black Friday en kliënte het deadlines. Dit was nie vir my lekker gewees nie. En hoe meer my persoonlike lewe daai tyd geshake was, hoe meer werk het ek aangevat. En ja, dit ek geburn-out. Soos heeltemal geburn-out. En dis presies die ding wat jy heeltyd raak gesien het, wat jy die hele tyd is soos okay, I'm going to help women through this, I'm going to help businesses through this. Dit gaan nie met my gebeur nie. Ek is nou fully healed en wys jou hoe dit is nooit 'n einde nie. Dit bly 'n journey. Okay, en toe Toe's my pa in die hospitaal en touch and go. Julle elke liewe dag, soos touch and go. Soos dit was touch and go. Ek dink die feit dat my pa lewe is 'n absolute wonderwerk. Ja. En my pa is 'n groot mens, soos hy's lank, hy's groot en toe ons hom Desember maand sien, was hy 18 kg ligter. En ek dink wat vir my sleg was is ek kon nie daar wees nie. Ek kon nie opvlieg Bloemfontein toe om met my ma by my ma te wees nie. My sussie is ook in die Kaap, so dit was net my ma. Ja. En my ma was letterlik en is die gom gewees wat ons bymekaar gehou het en wat my pa bymekaar gehou het. Ek het die een oggend wakker geword en ek het met die dokter gepraat en weer eens my man het hierdie habit van as hy sien my krulhare poef Ja. soos 'n klein wolf se, dan weet hy she's gonna wolf out now, dan vat hy die foon Ja. en dan hanteer hy die situasie. Hy's amazing. En hy het gesien hier begin die hare en hy het die foon gevat en hy het dit beheer en in daai oomblik het ek, hulle noem dit 'n mini hartaanval. So dis arrhythmia, maar arrhythmia nie extreme, want jou cortisol level spike en dan jou hart kan nie by dit hou nie want jy het soveel emosie en my hart het gegaan van 'n 68 na 'n 210. Wat? Ja. So, toe besef ek hier is probleme. En ek het so gaan sit en ek het vir Erns gesê hierdie is nou nie cool nie. Hierdie is nie cool nie. Ek is nog nie eers 30 nie en hierdie is nie cool nie. En ek kan nie nou doodgaan nie, want my pa is nie cool nie. Ek het soos hierdie besighede wat ek het net heeltemal gespiral in daai oomblik. Heeltemal. En hy het my neergesit en hy het vir my gesê, okay, kom ons raak kalm. Jy gaan by 'n kardioloog moet uitkom. Ons gaan 'n veranderinge moet maak. En ek het baie gesukkel met my gesondheid. Augustus, September, Oktober, November, Desember laas jaar. Ja. En as 'n mens gaan terugkyk, burn-out gebeur nie oornag nie. Dit gebeur oor 'n baie lang tyd. En jou liggaam raak net gewoond aan die hoeveelheid stres wat jy op jou liggaam sit. En met sport kry jy stresfrakture.
met werk, die eerste ding wat gaan, is of jou hart, of jou gut, of die feit dat jy net moeg is. Ja. En in my geval was dit my hart gewees. En dit was 'n baie groot red flag vir ons almal gewees, dat iemand wat fiks is, wat gesond lewe, kan nie met so 'n hartprobleem sit nie, en dit was als gewees oor stres. Alles. En ek moes leer om boundaries te stel, en dit was vir my baie moeilik gewees. Dit was vir my moeilik gewees om persoonlike boundaries te stel met familie, met my kliënte, met vriende. En baie het verstaan en baie het nie verstaan nie. En in daai periode is ook die periode gewees dat my vriendekring gegaan het van 15, 16 na 5. Sure. En dit was moeilik, want dit was 'n baie donker periode gewees vir my, want my gesondheid is besig om die gees te gee. My pa is baie siek. Ai. Ons het 3 besighede wat hardloop. There's no, you can't stay back. En toe bel ek my sielkundige weer. Toe sê ek soos, hello. Hey old friend. It's been a while. Ja. Ek deel bietjie met iets, en ek moet leer om boundaries te trek. And I need to come back to who I am, because I can't pour from an empty cup. Ja. En ek weet dit is 'n cliché wat mense altyd sê, soos you cannot give to others if you can't give to yourself, and you can't pour if you are empty. Maar wat as jy nie eers die krag het om jouself te vul nie? Sure. Then what? Dis die ding. En dis presies waar ek was. Soos ek het nie krag gehad om net eers na myself te kyk Yes, nie. wat nie. En dit is waar ek so dankbaar is, en as ek terugkyk, dan dink ek, this is why my husband is in my life. Because he picked up that jar. Hy was die hand gewees wat my koppie opgetel het, en my na die water toe gelei het, en my gehelp het om daai glas vol te maak. Ja. En hy's die een wat help dat soos daai glas nie gaan optip nie. En hy het my baie gehelp met die burn-out. En dit is iets wat ek vir niemand toewens as 'n besigheidseienaar nie. Want jy het nie, you don't have the energy, en nou moet jy leer om boundaries te trek, en jy moet boundaries trek met mense wat die pinkie wil hê, en dan vat hulle die hele hand. En jy gaan mense teleurstel, en dan deel ons weer met teleurstelling. En jy gaan kliënte verloor. Ja. The fear of rejection. Ja. So it's again healing, en dit gaan beter, en dit gaan goed. So Maar dit is op 'n hele ander manier, en dit is so moeilik, want dis as gevolg van stres, ja, maar hierdie stres kom ook van die sukses, van jy het nou al hierdie kliënte, so dan is dit soos, wat bedoel jy? Like, dit gaan nou so goed, dis waarvoor ek gebid het, en nou lei dit na burn-out toe. Like, hoe werk hierdie? Ek het nou my purpose gevind, en dan, hoe vind die mense? Maar, om te besef wat actually belangrik is, want 'n mens alles moet wegstrip, en jy het dan ook gesê, soos, jy kan vol blessings wees, jy kan die lekkerste huis hê, die beste kar ry, jy kan die beste verhouding en alles, maar as dit leeg is hier binne, dan is dit leeg. Ja. Dan kan 'n mens niks geniet nie. niks, nie eers 'n ete saam vriende nie, Ja. want jy is so gestres. Ja. En met sukses kom daar 'n groot price tag. En ek sê nie ek is suksesvol nie, ek is nog baie ver van dit af. Ons moet nog baie hard werk om daar te kom. Maar ek persoonlik moes leer om nee te sê vir baie geleenthede wat op my pad gekom het die laaste jaar. En dit is nie om ondankbaar te wees of om nie geleenthede aan te gryp nie. Jy is een mens, jy het een gesondheid. As jy nee sê vir iets, is daar dalk 'n groter ja wat lê en wag. Of dit is net nie iets wat jy's nou jou purpose feed nie. En ek moes leer om te sê nee. Ja. En ek het baie gequestion, want as iemand wat 'n go-getter is, wat ambisieus is, I wanted to do everything. Ja. Maar ek weet ook dat wat om alles te doen, what is the cost of it all? Ja. En ek wil nie weer wakker word en in die spieël kyk en vir myself vra wie is ek nie. Ja. Want dit is nie nou net ek in my lewe nie, dit is my man. Ja. En dit is ook iemand wat ek moet eer soos wat hy my eer. Ja.
En ek moet my toekomstige self eer, want dit vat soveel tyd en dit is 'n blessing om dit te kan doen, maar dit vat tyd om te heal. Ja. En as jy nie 100% heal nie, daai val, dan val jy baie hard. Ja. En dan vat die repair nog langer. Ja. Dit is baie waar. En ek dink dan wat 'n full circle moment is dit nie nou ek het obviously nou nie jou storie soos dit geken nie, maar toe ek nou sien jy's op die cover van Women's Health en ek sien is al hierdie suksesses en hulle het hierdie video gepost waar jy met die koek sit en sê like I am Martinique and this year and dit en ek dink oh my goodness, is net sukses en hoe ironies dat van buitekant af sien 'n mens en me celebrate, maar al daai goed saam het as 'n mens nie jouself nog steeds prioritiseer nie, kan al daai goed lei tot so 'n seer realiteit van burn-out. Baie, en ek het 'n vriendin, Soraya, wat ek vir jou al van vertel het. Sy is bietjie ouer as ek en sy het so 3 jaar terug vir my gesê, "Honey, you need Honey. to learn how to take time for yourself." Ja. En ek was soos, "Ja, nee man, dis fyn, ek's okay." En elke keer as sy my sien, sy sê vir my, "You need to take time for yourself. You need to learn how to be okay alone." En ek was soos, "Hoekom sê jy dit vir my?" Ja, like Ek hou van mense, ek hou van besig wees. En sy het gesien dat ek kan nie alleen wees nie, want sodra ek alleen is, begin ek dink aan alles wat verkeerd is en dan trek Jesus my na soos what is not right on the surface. En toe dit nou gebeur het einde laas jaar toe bel ek haar toe sê ek vir you are right and I need you to teach me how to be alone Jo. and how to fill my own cup. En sy het my geleer want beautiful. op die einde van die dag sukses is amazing, maar sukses kan ook so van jou weggeneem Ja. word. En gewoonlik word sukses van jou weggeneem wanneer jy nie in die posisie is om dit te hanteer nie. En ek moes baie vinnig, baie gou radikale veranderinge maak, want jy bou so lank en jy gee so baie op om te Ja. kom waar jy is. Wow. Dat ek regtig nie dit waarna toe ek gewerk het, wil verloor of weggooi nie. En mens wil dit geniet, want dit is so 'n blessing om Ja. besighede te kan bou en om brands te kan help. Ja. Dis nie hulle verantwoordelikheid om seker te maak dat ek 100% is nie, dit is my verantwoordelikheid. En as dit beteken dat ek moet sê nee vir 'n ete saam met vriende of nee vir 'n geleentheid, moet dit wees dat ek daai tyd gaan gebruik om net alleen te wees. Ja, to fill your own cup then. I need to fill my own cup. En dit is en ek weet dit klink so basic, maar dit is die moeilikste ding gewees vir my om te leer die jaar, om okay te wees met myself en om tyd te vat vir myself. Want ek het altyd gevoel ek moet iets doen. Ek het skuldig gevoel om iets vir myself te doen want jy moet bou want ons wil mos nou 100%. Of om net 'n riskans te vat. Ek dink vir my die afgelope tyd met besigheid wat groei en met nuwe geleenthede, is dit soos en jou atletiek. en atletiek en alles, dis dit soos dit is fantasties en is so lekker en dit is lekker en is so 'n blessing want dis die vrug van al die harde werk, maar met die vrug kom baie harde werk, so dis so ironies, maar ek sit met hierdie worsteling in myself en ek hoe verder ons aangaan met die podcast en is my so snaaks van elke episode is ek dieper in dit in en elke keer as ek sê it's fine en elke keer as ek sê it's fine en ek sê altyd vir myself, maar dan kom daar 'n punt wat 'n mens is soos okay, wait, I need to take a breather en ek dink dis my baie cool om vandag met jou daaroor te praat want ek is nie burnt out nie, maar ek mes sien tekens van goeders wat 'n mens moet sê soos okay, like I need to take some steps en ek dink dit is baie waardevol wat jy deel want dis snaaks want mense praise jou hoe meer sukses jy behaal. So nou dat Gatsie goed gaan, nou dat die podcast begin het, is dit soos jy doen great. Like jy glow, dis great. Want hulle link die sukses aan jou dat dit goed gaan met jou. Maar meanwhile, en dit gaan goed en ek super dankbaar, maar meanwhile is dit soos okay, let's just keep that balance. Let's remember dat as ek
aan ander aspekte van my lewe gaan neglect, as mens jou huwelik neglect, as jy mens jou eie gesondheid neglect, en net stilte tyd byvoorbeeld neglect, as mens rus neglect, slaap neglect, maak so hoe goed die besigheid aan gedoen nie, it's very temporary dan, want jy speel nie aan die long game nie, jy speel a very temporary success game, en jy sê nou kan saamstem, want dit is 'n ding van, ek het hierdie besighede, like, dis great, maar alles gaan platval as jy platval, want jy kan nie. Letterlik. En ek dink die belangrikste ding is daai tyd wat jy vir jouself moet vat. Want jy kan nie bou as jy moeg is nie. Ja. En dit is ook okay because we are not superhumans. Nee. Ons is nie superheroes nie, ons is nie superhumans nie. Ons raak moeg, ons is mens Ja. en niemand van ons is perfek nie. Nou, sê vir my, ek vra dit van elke gas wat hier kom, want dis iets wat ons nooit van onsself vra nie, maar as jy nou na jong Martinique moet kyk, of eerder as jong Martinique nou na jou moet kyk, kom ons kyk, sê so 8, 9, 10-jarige Bloemfontein Martinique, waarop sou sy trots wees? Dat ek my identiteit gevind het in myself. Ja. Dis beautiful. Dis baie, baie powerful. Ek dink, jy het vir soveel jare gesoek. Jy het vir soveel jare dit gevind in die ander goeders in. En ek dink, like, jou ouma sou ook so trots wees wanneer sy vir jou gesê het. Maar ek dink net in die begin wat jy gesê het, dat dalk moet ek vir dit inskryf of dat, maar ek dink jou ouers ook, soos wat jy gesit het voor hulle, wat hulle gedink het, soos wow, like, hierdie kind het soveel potensiaal en soveel drome en soveel talent, hoe kan sy so gebreek wees? En dit is omdat jy hoef niks te bewys aan enigiemand nie. Jy was al genoeg voor jy enigiets gedoen het. Ek dink as ek terugdink aan alles, my grootste enemy was myself gewees. Jo. En as jy gaan kyk na die duiwel vat plek in jou lewe waar dit shaken is. En ek was shaken. En hy het die talente en die geleenthede en die labels gevat en hy het dit gebruik dat ek myself moet versmoor. Ja. En ek was genoeg en ek is genoeg. En ek moes van alles gestrip word want dit was nie ek nie. Ja. Wat mense van jou verwag is nie jy nie. Ja. Wat God van jou verwag is jy. Ja. En jy moet kan gaan slaap wetend dat jy is gelukkig met jouself en jou verhouding met God is sterk genoeg dat jy enigiets kan aanpak. Sure. En dis hoekom ek altyd sê, en ek gaan weer terug na God kept me sane in my most insane periods. Want uit elke keer as ek begin my identiteit in iets anders te soek, he stripped it all down. Ja. Want hy het geweet dit is nie wat hy vir my wil hê nie. En ek is nou 30 en ek het nie gedink dit gaan my so lank vat nie en ek weet nie of wat in die toekoms gaan inhou nie, maar ek is net so dankbaar dat ek die laaste dekade deur die goed kon gaan. En al het dit my 3 keer gevat om die vaas te breek, it made me who I am today. En ek is so content en ek dink klein Martinique sou wees soos I5 girl. Yes, dit is presies High wat ek five. dink. Ek dink sy sal dink jy is super cool. Ek dink sy sal na jou kyk en dink soos man, like that's what it means to be a woman. Jy is sterk in jouself, jy is sterk in jou geloof, jy is sterk in wie jy is. Jy is 'n ongelooflike vrou vir jou man en dis nie die dinge wat jy gedink het sukses is nie, maar op die ou end is dit wat jou suksesvol maak en jou net 'n ongelooflike vrou maak. En Martinique, ek kan vir ure met jou praat. Ek het nog nie eens aan my vrae gevat nie, maar die grootste ding wat ek vandag by jou geleer het was net om nooit op te hou rebuild nie. Jy het elke keer opgestaan en jy het elke keer dit in die gesig gestaar en gesê ek gaan nie nou fail nie. Ek gaan nie nou ingee tot hierdie nie. Ek gaan aanhou fight en ek gaan aanhou rebuild. Dit is beautiful en is merkwaardig en jy is 'n inspirasie vir so baie vrouens en ek sê dit nie en ek het jou op hierdie podcast genooi omdat jy 'n inspirasie was vir my nog al die pad en ek het na jou gekyk en obviously net in 'n
professional state ook het ek gedink, Jessie, as 'n besigheidsvrou inspireer jy my, maar op soveel verskillende levels en ons het nog nie eers in alles ingegaan nie, maar ek wens net vir jou die beste toe. Jou toekoms is so blink en ek kan nie wag om jou te ondersteun en te sien wat vir jou wag nie. Dit is my exciting, dit is vir my so onbekend, want jy kom altyd met hierdie cool nuwe goed wat jy net uitbring en sê ek sê, okay, gaan jy nou nog 'n besigheid begin? Dit is so exciting en elke persoon wat jou ontmoet word aangeraak en dit is nie net ek wat dit sê nie, ek kan met enigiemand praat wat jou al ontmoet het, jy is 'n lig en dit is absoluut, ek was sommer huil, maar dis regtig inspirerend en ja, jy is amazing en baie dankie dat jy vandag hier so was. Dankie dat jy my genooi het en ek dink waantoe jy op pad is insane. Dankie. Ek love wat jy doen vir vrouens, ek love wat jy doen met gemeenskap. Ek hou daarvan dat jy jou passie uitlewe en die hele ding van kan ek jonger Julie beat, dit het vir my soveel geluk gebring en ek dink jy inspireer soveel mense. Nee man, Ja, jy doen. Nou, ek waardeer dit baie, dankie. As ek terugkyk na toe jy op skool was en jy my sussie se selfde ouderdom en ek kyk na wie jy is nou, you also rebuild. Ja. Baie. Ek meen jy het al jou social media followers verloor. En ek dink die groot ding is moet nooit skaam wees om te rebuild nie. Ja, Ek dink baie mense is skaam vir dit. Maar mag gutsy jou na hoë plekke toe vat because what you're doing takes a lot of guts. En ek so bly dat jy dit gedoen het. Ek so trots op jou. Dankie. Soos 2022 was dit net 'n conversation en Hoorie. hier sit ons Dit in is jou podcast studio. So full circle moment. Ons het nou voor die tyd daar gesels en dit was regtig net 'n idee en dit is die mense wat rondom my is wat my inspireer het, wat my gedryf het. En is mense soos jy wat vir my ook net soos 'n benchmark gesit het van you know what? Like jy kan enigiets doen. Like sit net jouself daar buite en doen dit en pursue it. So dankie. Ek is so excited vir hierdie episode om te launch en vir elke liewe vrou wat daar buite wat dalk sukkel, wat dalk voel jy is burnt out, wat voel jy is alleen, wat voel dat daar is nie hoop nie en wat voel dat ek kan nie rebuild nie. Vat hande met die mense rondom jou. Kontak daai familielid, kontak daai sielkundige en praat met iemand. Jy is nooit te laat nie, jy is nooit alleen nie en moet nooit compare nie, want soos jy kan sien, elke episode wat ek met mense kom gesels, sien ek dat almal is net mens en niemand is perfek nie and we're all going through it. En al wat jy moet doen is, jy moet sterk staan en wanneer jy nie kan sterk staan nie, val vorentoe, maar moet nooit opgee nie. Jy is nooit alleen nie en hierdie is She's Gutsy.